Ek groet die gemeente Berea hartlik in die naam bo alle name. Die mense van wie u die naam dra, was, soos die skrif sê, edelmoedig, gretig om God se woord te hoor. En nou was hulle nie passiewe hoorders nie. Hulle het moeite gedoen om te gaan seker maak dat dit wat hulle gehoor het, die waarheid is. En mag hierdie kanselskrif, wat ook my, ek dink, WhatsApp titel is, mag dit van u elkeen waar wees, dat net God se woord geld. Die leringe wat mense by mekaar maak, wat uiteindelik nie regtig woord is nie, kan 'n mens verlei. Maar God se woord is ewig en dis waar. En mag die liewe Here ons vanmôre ook, al is dit 'n eenvoudige boodskap, tog daardeur seën. Mag ons dit omhels, omdat dit praat van hom wat ons eerste lief gehad het. So lief, dat terwyl hy geweet het wat met hom gaan gebeur, hy nogtans gekom het. Vir my groot voorreg om hier te wees. Ek het nou hier agter die kansel gesit en dink, 3 jaar ongeveer gelede, was ons op 'n ander plek saam vir Pinkstertyd. En ek het dit van die gemeente daar ervaar, dat daar 'n gretigheid, 'n ontvanklikheid is vir die Here se kosbare woord. En ek glo dit is hier nog steeds so. Kom ons buig in ons hoof en ons hart voor die Here. Ons begin en ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Gemeente, genade, vrede, liefde word u geskenk. Amen. Ek nooi u om saam met my die kosbare Bybel oop te maak. En wat 'n kosbare besitting is dit net nie. Die kosbaarste besitting wat 'n mens kan hê, is 'n Bybel. En ons het bevoorreg om dit in ons Afrikaanse taal beskikbaar te hê en daaruit die lewe te vind. Lukas 7 vanaf vers 36 tot 50. Bekende verhaal, en dit handel oor 'n eintlik 'n naamlose vrou en 'n hardhartige fariseer, maar vir wie die Here ewig goed was. Lukas 7 vanaf vers 36. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En Jezus het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat Jezus in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. Sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jezus antwoord en sê vir hom, laat ek dit hier onderbreek. Ten spyte van wat hierdie persoon van Jezus gedink het en die Here geweet het
wat in die man se gemoed aangaan, praat hy so mooi met hom. Simon, ek het iets om aan jou te sê. En Simon antwoord, Meester, spreek. Jesus sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En Jesus antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy hom om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het van dat sy ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê, wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Kom ons bid net eers saam voordat ons verder om die woord verkeer, en ek vra die broers om saam met my te staan as jy kan asseblief. Hemelvader, nooit sal die wonder van u woord wat vir ons sê dat u aan ons die reg gee om u kinders genoem te word. Kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Nooit sal 'n mens daaroor uitgepraat kan raak, of sal die wonder daarvan vir ons vervaag en dof word nie. As u kinders dan, Hemelse Vader, staan ons vanmôre hier, saam met mekaar oor die openbare media, ver en wyd, in diepe dankbaarheid vir u groot en onveranderlike goedheid. Here, dankie dat ons in 'n plek van aanbidding saam kan wees en dat u teenwoordigheid hierdie plek heilig. Nooit sal ons ook kan ophou, Here, vir die voorreg om u woord te kan hê nie. Elders in die wêreld word mense doodgemaak as hulle miskien net 'n stukkie van 'n Bybelblad in hulle besit het. En hier is ons, mondelik elkeen met 'n Bybel op die skoot. Baie, baie dankie. Dankie, Here, dat ons saam met elkeen ons moeder kan vereer vanmôre. Hulle wat hier is, hulle wat ons reeds vooruitgegaan het, kan nie anders as om te sê dankie nie. Ons eer u vir elkeen van hulle en ons vra asseblief u seën oor hulle. In die opdrag van die woord dat ons vir mekaar moet bid, bid ons ook vir hierdie deel van u liggaam op aarde. Here, dat u werk sal seën volgens u goeie voorneme en volgens u goeie wil. En nou, Here, is ons baie diep afhanklik van u, om sowel u woord te verkondig, as ook om dit aan te hoor. Here, waar dit dalk in struikelende woorde oorgedra word, is u by magte om dit in ons hart te verklaar en ons dit te laat verstaan. Daarom bid ons, Here, dat u hierdie diens nou vir u rekening neem, en dat ons hieruit sal ontvang en put wat u vir ons vir vandag bedoel het.
Nie een van ons is hier toevallig nie. En ons weet, Here, dat U met elkeen van ons 'n afspraak het, om wat U ook al vir ons wil sê, onfeilbaar aan ons oor te dra. Elkeen wat inluister, elkeen wat dalk op YouTube hierdie diens volg, vir almal is dit ons beskore. En ons eer U daarvoor, Here. Kom, neem dan nou asseblief hierdie geleentheid, soos wat dit van oudsher af gebid word, vir U rekening. En dan weet ons, Here, dit sal reg verloop. Vader, in ons eie naam kan ons nooit bid nie. Maar dankie vir die naam bo alle name wat U gegee het, as ons pleitgrond voor U. En U verhoor ons in sy lieflike naam. Amen. Nou ja, ons het ten aanvang gehoor dat ons vandag 'n geleentheid vier, waarin die geslag van mense erken word, en dankbare erkenning aan hulle gebring word, waarsonder niemand van ons hier sou gewees het nie, naamlik 'n moeder. En elke moeder, lewend of reeds weg in die ewigheid, dankie dat U is wie U is, sodat ons hier kan wees. In die tyd waarin ek as 'n kind was, en moontlik baie van U sal dit onthou, was daar in baie huise 'n spreek teen die muur opgesit: wat ben een huis sonder een moeder? En dit pas perfek by die wêreld waarbinne die Here sy woord laat skrywe het. Al was vroue nie hoog in die openbaar geag nie, was hulle die mense wat die huis aan mekaar en aan die gang gehou het. Die wêreld waarin die Here Jesus mens geword het, was 'n mansgedomineerde kultuur, maar dit was die vrou wat die huis laat werk het. Maar in die Bybelse tyd, soos vandag nog, was daar baie vrouens wat juis nie in daardie kader ingepas het nie, maar iets anders gedoen het wat beide hulle self en hulle moeder onteer. En ons het vanmôre van so 'n vrou hier gelees. En dan sien ons hoe dat die Here Jesus in sy groot barmhartigheid haar nie veroordeel nie. Hy praat nie haar sonde goed nie, maar hy behandel haar met die grootste en wonderlike barmhartigheid. In die huis van Simon die Fariseer, onberispelike godsdienstige, wat eintlik, soos ons sal sien, die Here Jesus baie sleg behandel. Die Here het die grense wat bestaan het hy kom uitvee en alles omgekeer, sodat vrouens in God se oog so geag is as enige man. En die woord wat die Here vir my op die hart gelê het, draai tot 'n redelike groot mate om hierdie naamlose vrou. En al het sy nie 'n naam nie, is dit wat sy gedoen het in die evangelie verhaal vir ewig. Ja, die derde ingedeelde evangelie is volgens oorlewering geskryf deur 'n Griekse man, Lukas, of Loikan, soos wat dit in die Grieks gesê word. En na bewering was hy 'n geneesheer. Hy skryf aan waarskynlik 'n oorwegend nie Joodse gehoor, heiden gehoor, soos wat ons is. As ons nie 'n Joodse maat nie, is ons heiden. En hy skryf aan mense wat hulle sosiaal van mekaar onderskei het, om sosiale ongelykheid
reg te stel. Nou ek kom weer daarby. Nou in die 4 evangelies wat in ons Bybel ingedeel is, word die Here Jesus onderskeidelik beskrywe as 'n koning deur Matteus, en dan as 'n diensknegt deur Markus, teenoorgesteld van 'n koning. Dan deur Lukas word hy as 'n mens beskrywe, en in die 4de evangelie is hy die Here God, Seun van God wat mens geword het. En dit sluit aan by die gesigte wat die profeet Esegiel gesien het van lewende wesens. 4 lewende wesens, elkeen met 'n gesig aan die 4 kante van sy kop, die van 'n leeu aan die voorkant, 'n os aan die agterkant, 'n mens aan die linkerkant en 'n arend aan die regterkant. Die 4 evangelies word daardeur voorgestel. En Lukas beskryf die Here Jesus as die mens bo alle mense, die mens soos wat God die mens wil hê. En dit sluit sy kinders, u en ek, in. Jesus se optrede by hierdie geleentheid openbaar hom par excellence as hierdie voortreffelike mens. Die woord wat 'n mens geword het, soos wat Johannes in Johannes 1 vers 14 skrywe, kom betoon hoe dat God in sy wese is. Hy sê dan ook in Johannes 1 vers 18, dat die Here Jesus het letterlike eksegese kom doen van hoe dat God is. Later aan in die 4de evangelie sê die Here van homself, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Alles van God in sy onaantastbare soewereiniteit, in sy heilige geregtigheid, sy onveranderlike goedheid, sy almagtige heerlikheid en sy onkreukbare heiligheid, was in die Here Jesus gekonsentreer en bevat. As ek dit reg onthou, ek onthou partykeer goed nog vir redelik lank, het ek by die Pinkster waarna ek so pas verwys het, die uitmuntende woord van Kolossense 2 vers 9 met u gedeel, waarin Paulus vir daardie mense in Kolosse skryf dat in die Here Jesus Christus is die ganse volheid van die Godheid liggaamlik bevat. En dan sê hy vir my 'n woord, of dan sê hy 'n woord wat vir my eintlik bevrees maak, beangs maak, vanweë die omvang van die reg en die voorreg wat daarin bevat word, wanneer hy sê, en julle het die volheid in hom. Die evangelie, die goeie nuus aangaande Christus, is dit wat hy klaar gedoen het, sodat ek en jy as kinders van God kan lewe. Ons ken almal die teks in Johannes 1 vers 12, wat alhoewel dit sleg, kan ek sê, misbruik word, wat sê dat God gee aan hulle wat hom aangeneem het, die reg, die exousia, die mag, om kinders van God te word. Uiteraard, om tot bekering te kom, deur God se inwerkinge, deurdat hy ons trek na Jesus toe, maar dan, omdat hy in ons werk na sy wil en welbehae. Nou die Here Jesus openbaar hier in hierdie geleesde gedeelte, en dit wat ons nou oor gaan oordink, 'n barmhartigheid, 'n deernis vir 2 mense wat die ene dalk dit nie geweet nie, maar die ander een was so seer bewus daarvan dat sy alle moontlike sosiale oortredings gepleeg het om by die Here uit te kom. En die Here se optrede beantwoord perfek aan die sleutelteks van die Lukas evangelie, Lukas 19 vers 10,
toe hy vir 'n kort mannetjie gesê het, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Nou alles hierdie twee mense so uiteenlopend, het albei van hulle die Here se barmhartigheid nodig. Simon is hierdie onberispelike religieuse fariseer. En hierdie vrou uit die stad, 'n sondares, 'n prostituut. Albei van hulle se nood is ewe groot. Van Simon kan gesê word, hy's goed, want hy's so godsdienstig. En uiteraard van die vrou kan die teenoorgestelde gesê word, dat sy sleg is. Maar weer eens, albei verkeer in dieselfde posisie en het dieselfde nood. Die een besef dit nie, en die ander een doen alles om daardie nood gelenig te kry. En dit vind plaas by 'n geleentheid wat ons hiervan lees, dat dit 'n ete is. En hier loop 'n hele paar dinge lelik skeef, maar waarin die deernis waarmee die Here Jesus die mens benader het, meesterlik na die pen van Paulus of dan deur die pen van Lukas beskryf word. Dis 'n geleentheid by Simon die fariseer se huis. Hy nooi die Here Jesus om by hom te kom eet. Let wel, nie die disippels nie, net vir Jesus. Hierdie maaltye was hoogs seremoniële geleenthede, waarin daar 'n magdom sosiale inligting, as ons so kan sê, detail opgesluit was. Iets wat ons nie altyd raak lees nie, as ons nie die wêreld van die Bybel goed ken nie. Maar 'n bietjie waarvan ons in Jesus se gesprek met Simon agterkom. Nou die uitnodiging self dui daarop dat Simon Jesus daarom soort van beskou dat hy met hom sosiaal kan verkeer. Jesus is daarom nou nie so laag op die sosiale skaal benede hom nie, want hy nooi ons om aan sy tafel te kom eet. In daardie tyd, in daardie kultuur, was mense geken aan wie hulle mee saam aan 'n tafel om 'n maaltyd sou sit. Een van die groot beskuldigings teen die Here Jesus was dat hy saam met hoere en tollenaars eet. En dit het gemaak dat baie op hom neergesien het. Hoe dit nou ook al sy, die uitnodiging self was 'n sosiale uitdaging aan die Here. Miskien onthou u, mense onthou nie alles nie, maar ek het destyds gepraat van die wêreld, die kultuur waarin God se woord tot stand gekom het. Daardie kultuur het bekend gestaan as 'n eer en skande kultuur, waarin jy tot elke prys eerbaarheid, eervolheid, eerlikheid nagestreef het. Eerbare mense praat ek nou van. En tot elke prys skande probeer vermy het so ver as moontlik. Nou, daardie wêreld het gewerk rondom uitdaging en antwoord. En Simon daag die Here Jesus eintlik uit, deur die uitnodiging om by hom te kom eet. As die Here dit nie aanvaar nie, dan was dit as 'n grove belediging, kon dit as 'n grove belediging teenoor Simon beskou gewees het. Maar die Here Jesus is bo alles eerbaar, hoe dan nou anders? Maar omdat hy anders as die stand waarin hulle hom gesien het, opgetree het, want hulle het gesê, hy is dan iemand uit die gewone landsvolk, Amgarets, maar vanweë sy optrede, het hy by Simon 'n indruk gemaak, en Simon wil hom graag beter leer ken. Maar in teenstelling met Jesus se absolute korrekte optrede, ontvang hy 'n minagtende ontvangs. In die eerste plek
het Simon nie sy voete laat was nie. Nou, in so 'n, kan ons sê, hooggeplaaste ete, was dit die gebruik, 'n verpligte gebruik, een van die vernaamste handelinge wat moes gedoen word, want gedurende die eerste fase van die maaltyd het 'n slaaf gekom en al die gaste se voete gewas. En dis presies wat in Johannes 13 gebeur. As ons die inligting uit die ander evangelies bymekaar sit, dan sien ons dat daar by die geleentheid in die boekkamer was hierdie disippels van Jesus so oorhoops met mekaar, dat, en daar was blykbaar niemand wat dit kon doen nie, sodat hulle nie eers vir hulle meester sy voete sou was nie. En Jesus stel die onverbeterlike voorbeeld deur hulle voete te was. Simon groet die Here ook nie eers met 'n kus nie. Dit was 'n eerbetoon tussen mans van gelyke stand, dat mans mekaar gesoen het. Nou weliswaar nie met op die mond nie, maar 'n kus op die wang, wange teen mekaar. Mense van gelyke stand het nie geskroom om aan mekaar te raak nie. En dan het hulle mekaar of op die wang of op die hand gesoen. Maar dan ook nie eers olie vir sy hoof nie. Die gewoonte was dat daar 'n paar druppels welriekende olie op iemand se hoof of op sy baard aangewend word, en dit, omdat daar nie wonderlike ablusie geriewe soos wat ons dit ken, beskikbaar was nie, kon dit gebeur dat mense nie altyd baie lekker geruik het nie. En dit was die rede vir die olie. Nou Simon se nalaat hiervan is nou weliswaar nie sosiale onvergeeflike optrede nie, maar dit is eintlik in 'n direkte kontras met wat in die uitnodiging aan die Here bevat is. Per slot van rekening is Simon tog nie so goed as wat hy voorgee nie. Dit bring ons by die vrou se optrede. Maaltye soos hierdie was gewoonlik in 'n oop binneplaas gehou gewees. Joodse vrouens was nie by so 'n ete toegelaat nie. So, hierdie vrou waag haar in 'n geselskap waar sy selfs met geweld kennis kon gemaak het. Heeltemal uit haar plek. 'n vreemdeling boonop alles, ongenooi. En dan, die ergste van alles is, wie sy is. Nie haar naam nie. Hy beskryf haar as 'n sondares, 'n vrou in die stad. Twee amper sinonieme. Want sy was, soos wat ek vir u gesê het, 'n prostituut, 'n onreine mens. Die blote gedagte dat sy ongenooi aan iemand sou raak, was weersinwekkend. Ons moet onthou dat in die Joodse godsdienstmilieu was reinheid, seremoniële reinheid, was vir alles waarvoor hulle gestaan het. Hulle was eintlik fanaties daar ten opsigte van. Hierdie vrou se optrede kan as 'n oortreding van elke reinheids etiek bestempel word. Wat doen sy? In daardie wêreld en onder daardie mense was vloeistof uit 'n liggaamsopening van 'n mens was afstootlik. Die blote feit dat hierdie vrou die Here, al was dit net sy voete, met haar trane nat maak, was amper die toppunt van verregaandheid.
En die feit dat Jesus dit toelaat, bring hom onder verdenking by Simon. Uit die Afrikaans spreek dit nie so duidelik nie, maar nogtans duidelik genoeg. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares, 'n onreine mens, iemand wat nie 'n greintjie eer waardig is nie. Volgens die oorspronklike het sy die Here se voete behoorlik nat gemaak. En die feit dat Jesus dit toelaat, tereg, bring hom onder verdenking. En dan maak sy voete droog met haar hare. Los hare was die handelsmerk, as ek dit so kan stel, van 'n prostituut. Die kroon van 'n vrou se hoof moes vir 'n eerbare vrou altyd vasgemaak gewees het en bedek gewees het. Ek dink onder ortodokse Jode is dit vandag nog so, en mense sien dit veral by moslimvroue, wat hierdie Joodse gebruik baie streng navolg. Ons lees hier dat sy het by die Here se voete gaan staan. Nou, ek kan my nie voorstel dat sy op haar voete gestaan het nie. Want die mense het by die tafels waar hulle geëet het hulle aangelê op hulle linkersy, op die linker elmboog, sodat hy nie per ongeluk sy linkerhand in die kos sou steek nie, maar hulle het gelê, so die Here was plat op die grond. Hierdie vrou moes op haar knieë gaan staan, en dan maak sy voete nat, lees ons. Hoeveel trane, moet ek sê dat die oorspronklike woord wat hier vir nat maak gebruik is, beteken deurnat, sotnat, goed nat. Nou hoeveel moet 'n mens huil om iemand se voete nat te maak? Dit was nie 'n paar druppeltjies wat op die Here se voete geval het nie. Hoe groot was hierdie vrou se smart net nie? Genoeg om sy voete nat te huil. Sy maak dit droog met haar hare. Die trots van haar hoof. Eintlik die trots van 'n vrou, kan ek sê. Want vrouens is trots op hulle hare. Dis 'n kosbare ding vir 'n vrou. Is 'n mooi haardos en 'n netjiese styl. En dan gaan sy verder. Sy soen sy voete. Nou die voete van 'n mens, en ek dink in ons kultuur is dit dieselfde, is nou nie die wonderlikste liggaamsdele nie. En wat meer is, om tot in daardie vertrek te gekom het, waar die ete plaasvind, is daar deur die strate van waar daar die ete ook al gehou was, moes daar geloop word. Dis nie net stof nie. Daar was nie riolering nie. Wat is nie net alles aan daardie voete nie? Hierdie daad van erkenning van haar toestand vind uiting in dit wat sy aan die Here doen. Johannes die Doper het by geleentheid gesê dat hy nie werd is om die skoene van die Here los te maak nie. Hierdie vrou hou nie op om sy voete te soen nie. Maar dan doen sy nog 'n beter ding, kan ons sê. Sy salf hom met kosbare salf. Die woord wat hier gebruik is, dui op 'n baie welriekende substansie, geparfumeerde olie,
Nou daar is nie besonderhede daaroor nie, byvoorbeeld hoeveel dit was of waar dit vandaan kom nie. Maar een ding is seker, dis die absoluut beste wat sy kon bring. Sy het niks beter gehad om vir die Here te gee nie. Mense wat hierdie wêreld en sy gebruike bestudeer, meen dat dit ongeveer 'n halwe liter kon gewees het. Waar sy dit gekry het, hoe lank sy dit moes daarvoor werk om dit te kry, is onbekend. Elders in die Bybel lees ons dat sy disippels oor 'n soortgelyke handelinge, dalk hierdie ene, gekla het, dat die geld vir daardie salf kon gebruik gewees het om die armes te voed. Nou, die kos van daardie tyd, of dan die koste vir kos van daardie tyd, was 2 lepta, die kleinste muntstukkie wat daar was. En dit is bereken dat hierdie salf soveel as amper 33.500 etes kon bekostig het. En hier kom hierdie vrou in sy mors soveel kos op die Here se voete. As ons 'n toepassing hierop moet maak, liewe broer en suster, dan kan ons sê dat hierdie vrou in haar nood het absoluut niks teruggehou nie. Ek is in my hart oortuig dat sy nie uit haar eie daar aangekom het nie, maar dat sy daar ingebring is deur God wat in 'n mens werk tot redding. Want dis wat uiteindelik met haar gebeur. Die Here Jesus sê vir haar, jou geloof het jou gered. Nie dat sy vanuit haar geestelik dooie toestand iets kon doen om gered te word nie. Maar sy het gereageer, en ek dink nie dit is inleeskunde om dit te sê nie. Sy het daarna toe gegaan omdat die Here God haar daarna toe gevat het. Hierdie optrede van haar is 'n woordelose gebed. Ons lees nêrens in Lukas 7 dat hierdie vrou 'n enkele woord gespreek het nie. En dan sien ons die Here Jesus se barmhartigheid in aksie. Die woord barmhartigheid is afkomstig van 'n gedagte in die Arameese denke, wat daarop neerkom dat iemand hom in die vel van iemand anders waag. 'n idiomatiese of 'n figuurlike manier om te sê dat iemand hom so met 'n volgende persoon assosieer, dat hy, figuurlik gesproke, in die vel van daai mens inklim. Ons ken mos almal die woord, of ten minste al gehoor, dat daar gesê word, moenie iemand oordeel, as jy nie eers 'n myl in sy skoene gestap het nie. Dis barmhartigheid. Die Here Jesus het gesê, salig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. En hier sien ons die Here in sy barmhartigheid vir goed en sleg. Teenoor iemand wat hom amper beledigend behandel het, sou die Here Jesus heeltemal geregverdig gewees het as hy Simon se herhalende optrede beloon het deur hom terug te beledig. Tit vir tat. Maar terwyl hy Simon teregwys, daal hy nie af na dieselfde vlak as waarop Simon
hom behandel het nie. Die Here Jesus was iemand, en dit het hom onderskei van die godsdienstiges van sy tyd, wie se woorde en sy dade ooreengestem het. In die saligsprekinge, nie die saligsprekinge, in die bergpredikasie, sê die Here, Matteus 5:39, moenie 'n slegte mens weerstaan nie. Nou dit beteken nie om maar toe te gee, en laat alles wat aan jou gedoen word, maar Gods water oor Gods akker wees nie. Maar hy sê, moenie afdaal na die vlak waarop jy behandel word nie. Letterlik, moenie 'n slegte mens in sy oë kyk nie. Kinders van God is blootgestel, soos wat nie geredde mense eweneens blootgestel word aan slegte behandeling. Moenie afdaal na die vlak van die persoon wat jou sleg behandel nie. Jy sal hom nou nie ken nie, maar dalk is hier iemand wat hom onthou. My voorganger en mentor by die kweekskool was wyle Dr. Werner Bakkeberg. En hy het wyshede kwyt geraak wat in my gemoed vasgesteek het, en een wat hierby pas, was, as jy 'n kwessie met iemand het, dan behandel jy hom dubbeld ordentlik. En dit pas ons om buitendien om mekaar ordentlik te behandel, al het ons nie kwessies met mekaar nie. Die Here Jesus is die betoning van barmhartigheid self. Ek weet nie wat Simon so sleg laat optree soos wat hy opgetree het nie. Maar Jesus behandel hom nie dit vir dit nie. Maar dan nou, positief tree hy op teenoor iemand wat hom nodig het. Ek weet nie of ons ooit dit deurgedink sal kan kry, wat hierdie vrou tot in daardie stadium van haar lewe al moes deurmaak nie. Wat het haar in die eerste plek haar tot hierdie, soos dit genoem word, oudste beroep gewend? Wat se tydelike gebrek het gemaak dat sy haarself verkoop om aan die lewe te bly? Wat het sy nie al verduur nie? En hier is sy so aan die einde van haarself, dat sy mondelike fisiese geweld, dat sy verguising aandurf, dat sy haar kosbaarste besitting uitmors, soos wat later aan bestempel was, om hierdie nood wat in haar hart brand, gelenig te kry. En sy kry wat sy nodig gehad het, want Lukas skryf, dat Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore was. En waar wil jy 'n meer verlore ding kry as 'n vrou in die stad, as ek dit so kan stel? Die grootste bewys van Jesus se totale barmhartigheid is wat hy vir u en my gedoen het. Ek weet, dis nou 'n bietjie van 'n hermeneutiese sprong, maar ek moet hom neem. Waar hy in ons plek, in sy barmhartigheid, 'n mens geword het en in ons plek gesterf het. God se woord maan ons. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En die woord van die Here sê vir ons dat God, die Allerhoogste, het sy seun wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, die ekstrak, die aftreksel, die konsentraat van alles wat in die ganse mensdom ooit verkeerd was, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. My liewe broer en suster,
elkeen wat van môre hoor, of wat weet, laat ek dit so stel, dat God in u lewe 'n werk kom doen het wat onomkeerbaar is. Hy het u weergebore laat word, en jy kan 'n geboorte nie omkeer nie. In 'n nuwe skepping. 2 Korintiërs 5:17 sê as iemand in Christus is daardie persoon 'n nuwe skepping, iets wat nog nooit van tevore bestaan het nie. Selfe lyf, selfe voorkoms, maar 'n totaal nuwe skepping. En u en ek moet hierdie nuutheid uitlewe, volgens die hemels voorbeeld wat ons in die Here Jesus het. Dit is hoekom God se woord dit vir ons laat verstaan, dat kinders van God saam met mekaar, 'n gemeente, dat die beeld van Jesus verander moet word, sodat ons soos hy moet lewe. Dis nie vir ons opsioneel of ons die Here wil nalewe nie. God se woord stel dat is 'n onverbiddelike imperatief. Efesiërs 5:1 Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Daardie woord navolgers beteken letterlik om God te mimiek, om presies na te doen. En dis wat in die benaming kind van God opgesluit is. Romeine 8:14 sê dat die wat deur die Heilige Gees gelei word, hulle is kinders van God. Die oorspronklike sê letterlik seuns en dogters van God. En om 'n seun van God te wees uiteraard, of 'n dogter van God, beteken dat die Here jou nuut geskep het. Maar dan wat daarna? Om God na te lewe. 'n Groot ding in evangeliese kerke, en ek glo hierdie is so gereformeerd as wat ons is dit 'n evangeliese kerk, is persoonlike toewyding, oftewel heiligmaking, nie onderhandelbaar. Jy kan 'n geboorte nie omkeer nie. Uit 'n geboorte moet daar groei kom. En daardie groei is in die Bybelse idioom die progressiewe heiligmaking van Gods kinders om Jesus na te lewe. Ek dink nie ek oordryf as ek sê dat God het dit nooit bedoel dat ons baie godsdienstig moet wees nie. Erns in een van my studies het ek 'n artikel in die hande gehad. Ek onthou nie meer wie die outeur was en wat alles daarin gestaan het nie. Maar die titel is eintlik verskriklik op 'n manier. God hates religion. Want om net religieus te wees beteken niks. Dan terug op kweekskool, ek dink amper Dominee Gerard het ook hierdie boek as 'n voorgeskrewe gehad. Was daar 'n boek van 'n professor Johan Serlee, Die uitwissing van God op die kansel, wat gaan oor wettiese prediking, wat wil hê dat godsdienstige mense meer godsdienstig moet word. Dis nie wat God van ons wil maak nie, my broer en suster. Hy wil ons beelddraers van Jesus Christus maak, wat soos in hierdie geval, in barmhartigheid teenoor goed en sleg optree. Mag die Here ons help om God nie te weerstaan in hierdie Christus gelykvormigheid waartoe hy ons verordineer het nie. Maar dat ons in die wêreld waarin ons lewe, Jesus die barmhartige sal nalewe. Mag die Heilige Gees wat ons in Christus nuut geskep het en ons met die hoogste hemelse sekuriteit in hom verseël het, ons oomblik na oomblik, dag vir dag in ons alledaagse lewe dring om hom na te lewe.
uit onsself onmoontlik. Daarom is dit nodig dat die Gees van God, waaraan ons deel gekry het toe hy ons by die gemeente bygevoeg het. Ek praat nie van die gemeente nie, maar die liggaam van Christus. In daardie gemeente ingevoeg het, juis met die doel om na sy beeld verander te word. En laat ons vir mekaar helps to holiness wees en nie struikelblokke in mekaar se pad nie. Amen. Kom ons dank. Ons kan net so bly sit. Here, daardie ou gesang se woorde het gelui, hemels voorbeeld, al die hemelse heerlikheid of heerlikheid word duister by u volmaakte heerlikheid. In u woord, in die goddelike orde se lied is in Romeine 8, het u laat skrywe dat ons alreeds verheerlik is. Daar kom 'n dag dat ons deur u weggeneem sal word om te weet waar u is. Maar tot dan moet ons die heerlikheid van God in waarheid en barmhartigheid uitlewe. Ons bely, Here, dat ons dit nie self kan doen nie, en daarom kom ons met dieselfde nood as hierdie naamlose vrou, dat u ons sal help om te doen volgens wat by die eer van u naam pas. Amen.